Hallo daar en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool van die boek Handelinge. As jy vandag hier ingeskakel het, miskien het jy Handelinge 8 gesoek en gedink jy wil bietjie meer hoor oor Filippus, oor die Ethiopiër, want dit is deel van hierdie teks en jy het hierop afgekom. Ons wil vir jou sê baie welkom en as jy wil deel wees van hierdie reis, jy wil die vorige notas kry, sal ek dit graag vir jou stuur. So stuur net vir my 'n e-pos. Asseblief moet dit nie daar in die comments net sit en sê stuur asseblief my e-pos nie, want ons gaan dit nie daar kry nie, want jou e-posadres is nie daar nie. Stuur asseblief vir my 'n e-pos en ek stuur vir jou die notas en ek sit jou ook as jy sou wou op die verspreidingslys, sodat jy voortaan weekliks dit kan kry. Dis vir ons altyd 'n groot lekker om te hoor waarvanaf mense inkyk. Dis heerlik om te hoor hoe jy die notas gebruik, dalk in jou studiegroep, jou selgroep. Dit hoor ons ook, of dalk net op jou persoonlike reis. So bitter dankie dat jy ons toelaat om op hierdie manier ook deel van jou reis met die Here te wees. Kom ons bid die Here vandag dat hy vanuit sy woord, vanuit hierdie bitter kosbare hoofstuk, vir jou en my die geskenk sal gee wat ons vandag moet kry. Verlede week het ons kon hoor hoe Stefanus praat oor die geskenk van die evangelie wat sy lewe kon verander het. Hy het die storie van God kom vertel. En as jy gaan kyk na hoofstuk 7, sal jy sien hoe besonder Stefanus se insig en wysheid is. Hy vertel die storie van Abraham sonder land, sonder nageslag, sonder die wet en tog, omdat hy geglo het God hom geseën, het die Here die verbond wat die Here met hom gesluit het, laat gebeur. Die storie van Josef, weer eens sonder land, in die vreemde. Die een wat deur sy boeties te nagekom is, een van die 12 en die ander het hom te nagekom. Hierdie aardsvaders wat hom so negatief behandel het. En weer eens dis mense wat deel is van die storie van die Jode met wie Stefanus gepraat het. Dan vertel hy die storie van Moses, die Here wat hom gekies het en hom gestuur het. 40 jaar in die paleis, 40 jaar in die woestyn en dan 40 jaar weer eens lei hy die Israeliete op pad na die beloofde land toe. En elke keer is dit eintlik in wese 'n storie sonder 'n tempel, sonder land. En eers later kom die wet by. So wanneer Stefanus valslik beskuldig word oor dat hy teen die tempel en teen die wet praat, kom wys hy vir hulle, maar kan jy sien dat die wet in die tempel was vir bitter lank nie deel van die storie nie. En Christus is die vervulling van die totale Ou Testament en hy wys hulle daarop. En dan wys hy vir hulle, maar julle het vir Jesus gekruisig. Dan word hulle boos, so boos dat hulle op hom afstorm en hulle sleep hom uit en dan begin hulle hom stenig. En terwyl dit gebeur, sien hy Jesus en hy praat oor Jesus. En dan doen hy dit wat vir jou en my dalk merkwaardig is, dit mag dalk selfs oorweldigend wees om oor te dink, wanneer hy sê, Here, moet hulle hierdie sonde tog nie toereken nie. Te herinner aan die woorde van Jesus aan die kruis, nie. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai liefde vir mense wat jou te nakom, omdat jy die evangelie met hulle wil deel. Is dit nie so mooi nie? Dis wat ons mee gelos is verlede week. En nou stap ons verder. Want sien, Handelinge 7 Lukas los ons by hierdie nuwe karakter op die toneel en sy naam is Saulus. Vandag hoor ons meer van hom. Ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan stil word, kan asemhaal. Op 'n besondere tyd van die jaar na te dink oor die beweging van God na die uithoeke toe. Op 'n besondere tyd in ons lewe om na te dink oor God se brandende liefde vir hulle wat verlore is en wat brand in die harte van gelowiges wat gedryf voel, gedring voel, gelei voel om hierdie goeie nuus met die wêreld te deel. Mag U, Here, vir ons vandag al die nodige hulp gee wat ons nodig sal hê om met al die aandag wat dit gaan vra te luister na wat U van ons sê. Want Here, as U aan die woord kom, is dit die belangrikste afspraak in ons lewe en verdien U ons beste, so help ons om ook vandag ons beste vir U te gee. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Opskrif hier in my teks, die 83 vertaling, is Saulus vervolg die kerk. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Hiermee kom wys Lukas daarop dat wat met Stefanus gebeur het,
was nie 'n regverdige daad nie, dit was moord. En as dit moord was, wel dan wys Eksodus 20 daarop, dis teen God se gebod. So hulle wat hom valslik beskuldig het, is aandadig en skuldig aan die moord op 'n gelowige. En wie dit goedgekeur? Wie het sy stem bygesit? Wie daardeur kom sê, maar hy stem saam? 'n man met die naam van Saulus. En daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. En is eintlik ironies dat hierdie Saulus, waarvan ons in hoofstuk 9 en verder so baie gaan lees vir die res van die boek van Handelinge, dat hy by die dag toe die vervolging begin het, dat hy teenwoordig was. Hierdie vervolging wat sy lewe sou tref, konstant sou tref, aanhoudend sou tref. Maar aanvanklik was hy deel daarvan. Daardie dag het die ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. En onthou jy wat het Jesus gesê in Handelinge 1 vers 8? Julle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Wel, met hierdie uitkring het ons tot op hede nog net die eerste stukkie gesien. Getuies wees in Jerusalem. So hoe kom die kerk in beweging? Hoe kom die apostels, die disippels, die gelowiges by die plek waar hulle grense oorsteek, waar hulle gaan na die spasies van die onbekende toe? Wel, Handelinge 8 vers 1 kom wys ons hoe die beweging aanvanklik begin het. Dit het begin met vervolging, ewige vervolging. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. So die vervolging kry die kerk aan die beweeg. Die vraag sal natuurlik wees, maar waarom het die apostels in Jerusalem gebly? Ons sal later sien hoe van hulle deel word van die beweging na die grense, oor die grense heen en op pad na die uithoeke toe. Maar aanvanklik, onthou jy wat was die belangrike vir hulle? Om te hou by die waarheid, om te hou by die woord, om te hou by die verkondiging. Maar nou, waarom het die Jode hulle nie vervolg nie? Want onthou jy, die Jode was bang geweest, die Sanhedrin, die kerkleiers was bang geweest vir die aksie van die groter Joodse volk. En onthou, die apostels was steeds teenwoordig in die tempel, het steeds die evangelie daar gedeel, en die kerk was steeds besig om te groei. Maar vir 'n groot groep van die gelowiges het die vervolging hulle so getref, dat hulle besig was om oor die grense heen te versprei met die goeie nuus. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe, en daar is baie oor hom gerou. Gelowiges beleef die tragedie van moord, die hartseer van onregverdige optrede van ander teenoor hulle medegelowiges. Gelowiges is lief vir mekaar, diep lief vir mekaar, en deel in mekaar se vreugde, maar ook in mekaar se leed. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Net nou het ons gesien, hy het dit goedgekeur. Hier sien ons nou as 'n aktiewe agent teen die kerk. Iemand wat se doel was om die kerk uit te roei. Daai is 'n bitter sterk Griekse begrip. Hy wou nie die beweging stop nie, hy wou die beweging van kant maak. Hy wou dit uitroei. En hierdie van huis tot huis, ons weet dat die gelowiges het in huise bymekaar gekom. So dis eintlik evangelisasie se teenvoeter, om teen die werk van evangelisasie wat van huis tot huis gaan, te werk en van huis tot huis te gaan met vervolging, met die bedoeling om die gelowiges uit te roei. En wat het hy daardeur kom doen? Hy wou vrees by mense inboesem, om vir hulle te sê, jy durf nie, jy durf nie, jy durf nie. Hierdie boodskap, hierdie evangelie van die mense van die weg, jy durf dit nie aanvaar nie, jy durf dit nie glo nie, jy durf nie deel word daarvan nie. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is, vers 4, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Geliefde in die Here, of dalk is jy nie 'n gelowige nie, dalk luister jy net hierna, dalk kyk jy net hierna, hoor net hierdie. Hoekom sal iemand wat vervolg word, vanweë 'n boodskap, wat hulle geglo het, iemand wat dit intens aan hulle lywe voel, hoekom sal hulle so ver as wat hulle gaan, dit met ander deel? Hoekom sal hulle vir ander wil deel maak van hierdie beweging wat vervolg word? Anders gesê, hoekom sal jy met iemand anders iets wil deel wat jou en jou persoon lyding veroorsaak?
wat vir jou en jou persoon seer maak, wat maak dat jy geliefdes aan die dood afstaan, omdat jy hierdie belydenis het. Wel, die enigste rede natuurlik is omdat dit waar is. Jy sal jou lewe verseker nie gee vir 'n leuen nie. En die waarheid is, Jesus het opgestaan. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die hoop vir hierdie wêreld. Dit het hulle lewe verander en hierdie goeie nuus wou hulle met die wêreld deel, al het dit hulle eie lewe gekos. Dis die passie waarmee die gelowiges gegaan het. Hoekom hierdie beweging soveel momentum opgetel het. En hier is die interessante. Soveel as wat die mag misbruik van die Sanhedrin, van die Joodse leiers, probeer het om hierdie beweging te stuit, het die vervolging juist die katalysator geword, die petrol gewees, wat hierdie beweging laat ontvlam het, om al hoe meer en met soveel meer waagmoed die wêreld te gaan tref met goeie nuus. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Filippus, een van die 7 diakens van Handelinge 6, wat een van die vervolgdes was, wat in beweging gekom het. Hy kom in 'n stad in Samaria en hy verkondig nie 'n godsdiens nie. Hy verkondig nie 'n ideologie nie. Hy verkondig nie vaste waarhede wat mense aan dit bind nie. Nee, hy verkondig 'n persoon. Hy verkondig Jesus, die Christus. En deur te vertel van die Christus, dan vertel hy van hom as die gesalfde. Nou Deuteronomium 18 praat Moses van iemand wat sou kom, 'n persoon wat sou kom om redding te bring. Iemand wat in die toekoms sou kom, 'n messiaanse figuur. Jy lees daarvan in Johannes 4 ook. So wanneer Filippus daar inkom, dan kom hy om te praat oor die gesalfde. En kyk bietjie Johannes 4, Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou, dan sal daar vir jou baie meer hiervan oopbreek, vir jou oopbreek. Dis ook op hierdie platform beskikbaar by ons Johannes Bybelstudies. So hy het Christus verkondig, dit was die fokus. In vers 6 lees ons, toe die mense hoor wat Filippus verkondig, en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Sien, hierdie was die seën van die Here op die beweging van die kerk. Daar was woord en daar was wonders. Ons sien dit ook vroeg in Handelinge 3, né? Onthou jy Petrus en Johannes op pad na die tempel toe en die verlamde man wat daar sit en bedel en Petrus wat vir hom die goeie nuus nie net deel nie, maar vir hom dit wys. Om vir hom te sê, geld het ek nie, maar in die naam van Jesus, staan op, kom wees deel, word genees, en dan spring die man op, en dan word hy deel van hierdie beweging, en dit word die mooiste getuienis. Sien, die kragtige wonders en tekens, was juis 'n bevestiging, dat hierdie beweging van Jesus waar was. Dis ook die dade wat Jesus gedoen het, wat nagedoen word, deur sy volgelinge. En hoe intens was dit nie juist nodig gewees in daai tyd, vir die kerk om te kan sien, maar kyk wat doen Jesus deur ons, deur die kerk, maar vir die ongelowiges om te sien, maar hierdie boodskap wat hulle kom deel, wat hulle lewens verander het, dis ook daar vir ons, en dit bring hoop en herstel. Filippus het tekens en wonders gedoen, en let wel, Filippus was nie een van die apostels nie, hy was een van die diakens, en so gee die Here sy gawes vir die kerk. Nee, en so het elkeen sy plek in die liggaam. En Filippus was om te vertel en te deel, en so die mense ook na hom geluister. Die bonatuurlike aan die werk. Vers 7, onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense gegaan, en baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. So die woord is verkondig, mense is bevry, en genesing het gebeur, totale herstel, en hierdie 3 baie belangrike waarhede sien ek en jy in Jesus se bediening. Die woord wat verkondig word, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Die bevryding van mense onder die mag van die bose, natuurlik die oorwinning, die triomfator oor die bose is Christus Jesus. Hy het triomfantlik uit die dood uit opgestaan, hy leef en hy heers. So die bevryding is aangekondig en die genesing van mense het gebeur. En nou beweeg ons van Jerusalem af, waartoe? Na die volgende spasie, na Samaria toe. Daar was baie groot blydskap in daardie stad. Nou die eerste keer wat ek en jy sien van groot blydskap was natuurlik Handelinge 2. Ons sien in Handelinge 3 groot blydskap wanneer die evangelie mense tref, groot blydskap en nou in die stad van die Samaritane.
En die belangrike vir jou en my is, dis nie die plek waar Jode sou kom nie. Inteendeel, hulle het om Samaria gestap. Hulle het glad nie daardeur gegaan nie. Hulle het tot vandag toe nog 'n roete wat om daai spasies gaan, want dit is onrein wêreld. Dis nie jou wêreld nie. Jy gaan nie daar nie. Maar gedryf deur die Gees, sien ons die kerk gaan nie net oor grense nie. Hy steek nie net grense oor nie. Grense word in die oorsteek daarvan uitgewis. Dit bestaan nie meer nie. As blydskap, die evangelie is daar. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Nou as jy gaan kyk na die agtergrond hiervan, dan sal jy sien dat hierdie kom jare van vooruit, toe daar 'n koninkryk hierin was, in die gebied van Samaria, waar toorkuns, magus, magic kom daarvan af, beoefen is, toorkunste beoefen is. So dis deel van die agterstorie, van die agtergrond van die Samaritane, dat magie of dan toorkuns deel was van hulle wêreld, dat hulle geglo het in hierdie towery. Nou weet ons die Bybel daar in Deuteronomium sê, jy moet jou nie met towery ophou nie. Inteendeel, jy moet dit vermy. Jy moet daarvan af wegbly. So vir die Jode was dit 'n plek wat jy niks mee te doen kry nie. Maar na die vermenging, die assimilasie van die Assiriërs en die Noordryk toe hulle ingeval is en hierdie groep vermeng het tot 'n groep bekend as die Samaritane wat die Jode natuurlik op neergekyk het, was hierdie toorkuns deel gewees van hulle daaglikse lewe. En Simon was iemand wat mense daarmee verstom het. Gaan kyk gerus Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Hierdie magus van die Midianiete. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is. Nou, hier's die ironie. Filippus kom verkondig Christus. Simon vertel alles wat oor hom gaan. Hy verkondig homself. Hy bring sy glorie. En hierdie twee gaan erns mekaar ontmoet. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is en almal klein en groot het hom aangehang. So dit was die kultuur van hierdie gemeenskap. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Sien, hulle het dit vir hom genoem. Hulle het vir hom hierdie eretitel gebring. En wie verkondig Filippus? Hy verkondig Christus, die gesalfde. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Die Griekse woord vir verstom, astonish greatly. Hierdie magie wat hy beoefen het hulle verstom. Hulle was beïndruk gewees. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig, het hulle gelowig geword. En mans, sowel as vrouens, is gedoop. En hier is die draaipunt, 'n beweging oor Simon en sy glorie, die opgewondenheid oor dit, net die aanhang wat hy gekry het, en nou kom die naam van Jesus en die beweging van Christus en die koninkryk van God, deur hierdie naam van Christus. En dit tref die Samaritane, en mans sowel as vrouens word deel, nie net daai vrou van Johannes 4 nie, nee, nou 'n groot beweging van mans en vrouens, wat dis beteken ook gesinne, families, word deel van die beweging van Jesus, en hulle word gedoop. Want sien, dis wat Jesus mos gesê het. Gaan kyk weer 'n bietjie Matteus 28. Gaan en vertel, maak mense my disippels, doop hulle. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Om dus te sê, maak hulle deel van die beweging van God in hierdie wêreld, en dit sluit Samaritane in. En so, ons het Handelinge 2, die verkondiging van die goeie nuus, die blydskap, die bekering en die doop. Ons het Handelinge 8, die verkondiging van die goeie nuus in Samaria, die blydskap, die bekering en die doop. Ons sien dus dat Handelinge 1 vers 8, die presiese prentjie van wat in Jerusalem gebeur het, ook in Handelinge 8 vers 1 en verder in Samaria voortsit. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. So nou stap hy saam met Filippus, en nou leer hy by Filippus, want dis mos wat disippelskap beteken, om saam met iemand te loop. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Dit het hom oortuig? Weet nie. Dit het hom beïndruk? Dis verseker, want hy was verstom. Hy het hierna gekyk en dink net mooi, vir hierdie man wat geld gemaak het uit sy toorkunste, sien nou krag aan die werk, hy sien genesings aan die werk, en natuurlik, as hy geld hieruit gemaak het,
is hierdie mos as dit ware 'n beter produk nie waar nie? Dis om sy eie industrie uit te brei. Hierdie is diversifisering. Hierdie is meer dinge wat ek kan doen, as hulle my dit net kan wys. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die apostels, die leiers van die kerk, die boodskappers van Christus, die hoofde, sê hoorie, maar daar's 'n beweging wat aan die gang is in Samaria, en julle moet gaan kyk, want sien, onthou, die belangrike was die ware evangelie, die volle boodskap, moet behoue gebly word, dit moet bewaar word, die behoudende evangelie wat behou moet word. En daarom gaan hulle om te gaan kyk wat aan die gang is, en nie wie nie, hulle stuur die 2 groot leiers, en daar is spasie waarin hulle nooit sou gaan nie. En tog hier is hulle op pad. Sien, die eerste krisis vir die kerk was die Griekse weduwees. Dit was 'n strukturele krisis daar in Handelinge 6. Nou, die tweede krisis vir die kerk is die evangelie aan die mense buite die Jodendom. Die mense op wie die Jode neergekyk het, en wat om nou te doen. En hulle stuur die 2 leiers daarheen. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Interessant dat wanneer Petrus en Johannes daar kom, is hulle daar om te bedien. Hulle is opgewonde oor die evangelie, hulle onthou Jesus se boodskap, hulle volg sy opdrag uit, en hulle bid vir die mense. Waarvoor bid hulle? Dat hulle nie net deel kan word nie, wat hulle kan deel in die bewys van die opstanding van Christus, wat natuurlik is, die inwonende krag van die Heilige Gees. So Petrus aan die woord in Jerusalem vir die Jode, Petrus aan die woord, Petrus aan die bediening in Samaria aan die Samaritane. En in Handelinge 10 sien ons dit brei verder uit, Petrus aan die woord vir die heidene, vir die Grieke. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke. En alles gebeur binne die eerste 10 hoofstukke van Handelinge. Bid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Nou weet ons Handelinge is bewus van wat in Matteus gesê word, né? Want Matteus 28 sê, gaan en vertel en doop die mense in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, dit wil dus lyk hierso of iets het ontbreek, maar nou is die vraag dit, is dit regtig so resepmaties, is dit regtig so dat jy kan gedoop word, maar nie die Gees ontvang nie? Is dit so dat doop en die ontvang van die Gees, geloof, doop in die Gees, dat dit verskillende prosesse is, en sommige wil dit so handhaaf. Maar sien, binne die konteks van Handelinge is die belangriker ding om wat hier in Handelinge 8 gebeur, te vergelyk met wat in Handelinge 2 gebeur. En in wese sien ons dat presies dieselfde wat gebeur het in Jerusalem, gebeur nou hier, en dit was belangrik, want ons het nodig om te sien, die Gees se werk buite die grense van die aanvanklike Joodse ryk, buite die grense van die aanvanklike Joodse heerskappy. In die wêreld van hulle op wie die Jode neergekyk het, sien ons vestig die Here sy kerk, is hy aan die werk, en is dit net so legitiem, soos die bekerings van die gelowiges in Handelinge 2. Daarom moes hierdie ook so gebeur. Dis nie net 2 gebeure nie. Ek lees graag vir jou wat David G. Peterson sê, as 'n stukkie van die voetnotas hier voor my. The apostles needed to be there as reliable witnesses on behalf of the Jerusalem church, not to impart the Spirit because of their office. Significantly, in 825, they returned to Jerusalem to report what God has been doing. The delay in the sending of the Spirit put the Samaritans somewhat in the position of the Jewish disciples before Pentecost. They had a genuine faith in the risen Lord, but had not yet received the promised Holy Spirit. Neither the experience of those first disciples nor the experience of the Samaritans can be made the basis of a 2-stage view of Christian initiation, either in a Catholic or a Pentecostal sense. These were unique events in salvation's history, not the normal pattern of initiation known to Luke. En ons gaan net nou sê hoekom. So wat Lukas dus hier kom doen, deur dit vir ons neer te skryf, is om te sê, net soos die eerste gelowiges wat aan Jesus geglo het en moes wag op die Gees, so die Samaritane in Jesus geglo en moes hulle wag op die Gees.
Dis die begin, dis die basis en dis die boodskap. Vers 17, die apostels het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. So hulle is bemagtig deur die Gees. Handoplegging, 'n oordrag van 'n geskenk, maar meer nog, aanraking. En nou onthou jy Lukas, net dan hoofstuk 10, wat hy vertel het in sy evangelie, van Jesus se gelykenis, van 2 Jode wat ver verby 'n man gestap het, en 'n Samaritaan wat aanraak. Nou is dit die Joodse Christene wat aanraak, want hulle is verander, nuut gemaak, die gelowiges, die volgelinge van Jesus wat aanraak. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê die Heilige Gees kan ontvang. Sien, hy is beïndruk. Ja, hy het tot geloof gekom. Ja, hy het bely. Ja, hy is gedoop. Maar nog steeds is hy beïndruk deur hierdie beweging, in plaas daarvan om toe te laat dat hierdie beweging hom transformeer, hom verander. Maar Petrus antwoord hom, gaan na die verderf toe. Nou die Griekse woord vir verderf, daar is letterlik total destruction, totale verwoesting. Gaan na die verderf toe met jou geld en al. Dink jy kan die gawe van God met geld koop? En 'n belangrike bewys hiervan weer wat Petrus kom sê is, dis 'n geskenk wat gegee word, net gawe, wat jy nie kan verdien nie, wat jy net kan ontvang. En dit word gegee deur die Here aan gelowiges. Jy kan dit nie koop nie. In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Gaan kyk gerus wat Paulus skryf oor gesindheid in Filippense 2 vers 5. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Nou is die vraag dus, is Petrus se woorde hier se fokus op, miskien sal die Here vergewe? Natuurlik nie. Kyk maar Psalm 103, kyk maar 1 Johannes 1 vers 8 en 9, kyk maar die getuienisse wat kom wanneer daar bely word en daar vergifnis is. Dis deurlopend so, God vergewe as jy bely. So waar lê die miskien? Die miskien lê in Simon se vermoë om te glo. Simon se vermoë om opreg te gaan bely, om opreg te erken, Here, my hart is nie reg nie. So dit gaan oor die toestand van sy hart, nie oor die toestand van God se vergifnis nie. Vers 23, en ek sien, jy is deur afguns vergiftig en deur sonde verstrik. Net soos die Sanhedrin, is Simon deur sy sonde en sy afguns op so 'n slegte plek. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir die Here, tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie. So, wat hy dus sê is, julle wat gebid het vir die Jode, dat hulle die Gees ontvang, julle wat gebid het vir die Samaritane, dat hulle die Gees ontvang, bid ook vir my, 'n towenaar, een wat julle eintlik ook moes vir my, wat tot geloof gekom het, wat gedoop is, maar wie sy hart nog nie reg is nie, bid dat hierdie my nie tref nie. En wanneer hy sê, bid dat dit my nie tref nie, dan glo hy in die krag van gebed, en hy glo in die beweging van God. En hy vra vir hulle om ook vir hom in te tree. Hierdie man wat vasgevang was in boosheid, want sy afguns en sy jaloesie het sy hart swart gemaak. So die apostels dan kragtige getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. So die vraag sou wees, het hulle toe vir hom gebid? Want Lukas neem ons onmiddellik na waarmee hulle besig was. So Simon se begeerte was, asseblief dat hierdie straf my nie tref nie. Maar die beweging van die apostels was om te getuig. En natuurlik het hulle die goeie nuus ook met hom gedeel, né? So wat daarna sou gebeur sou interessant wees. So die apostels getuig en die woord van die Here verkondig, want waaroor hulle getuig het was oor Jesus se vervulling van die woord. En weer is hierdie woord kragtig, herhaling van Handelinge 1 vers 8. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. So nou is hulle op pad terug na die plek, die sentrum waar vervolging uitgebreek het. Weer eens sien ons Petrus en Johannes, hoeveel keer nou al, né? In Handelinge, wat hulle terug gaan Jerusalem toe. Die plek waar hulle soveel leed al aangedoen is, waar hulle gedreig is, waar die geloof van mense in Christus Jesus aangeval word. Hulle gaan terug soontoe. En op weg soontoe, deel hulle die evangelie met die Samaritane. En hier sien ons dus, die voorafgaande van die Heilige Gees se ontvang, was vir hierdie baie spesifieke groep, om vir ons te kom wys dat wat in Samaria gebeur, ook
is wat in Jerusalem gebeur het, en ons sal dit ook sien wanneer Petrus dit aan die heidene verkondig daar in Handelinge 10. Dis dieselfde prentjie, maar dis nie 'n bloudruk om te sê dis die proses nie, want hier deel die evangelie. Daar word nêrens hier vertel van 'n glo, 'n doop en 'n ontvang van die Gees as aparte prosesse nie. Nee, inteendeel, ons sal deurloop en sien dat geloof in Jesus bring die geskenk van die inwonende Gees in jou. Jesus sê dit in Johannes, hy sê, en ons sal by hulle kom woon. So dis deel daarvan. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en hulle het aangehou om die evangelie te verkondig. En teenoor die apostels wat gaan, is die Here mos nog ook aan die werk deur hierdie man Filippus. As jy ooit die voorreg het om in Turkye te kom, en jy gaan na die area toe van die Hierapolis. Hierapolis is 'n stad naby Kolosse in Laodicea, in 'n verskriklike mooi vallei, daar in Turkye. Die Hierapolis het vreeslike mooi poele. Nou daar in die Hierapolis is daar ruïnes, 'n vreeslike mooi stad wat hulle opgegrawe het, en daar binne in daai stad het hulle 'n graf gevind wat gewy is aan Filippus. Filippus, hierdie evangelis, hierdie dienaar van Christus, wat daar in Turkye ook erken word, vir sy navolging van Jesus en die gee van sy lewe. Vers 26, 'n engel van die Here het vir Filippus gesê. Nou in die Ou Testament sien ons dikwels dat agente van God se werk in hierdie wêreld was engele gewees. Beweging van Christus was engele, hulle was die agente van God. Dis hoe die Here gehoor is. Ons sien ook wanneer die engele teenwoordig is, kom wys dit vir jou van die hemel wat naby is, né? By Jesus se geboorte. Ons sien dit by sy opstanding. So engele se werk ook nou hier, ook in die lewe van gelowiges, is 'n gegewe gewees. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: "Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af na Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad." Nou die pad op pad Gaza toe is die pad op pad na die woestynwêreld toe. En die belangrike is, die stilpad kom sê dat dit 'n baie gevaarlike pad was. Vir Filippus om alleen op te loop. Maar die Here sê, maak klaar, ek stuur jou. En net soos Abraham van ouds, waarvan ons in die vorige hoofstuk by Stefanus weer eens kon leer, toe die Here sê trek en hy in beweging moes kom en hy verder moes trek, hy kon nie stil staan nie, hy moes aangaan na waartoe God vir hom, waarheen God hom gelei het. Nou Filippus, jy moet klaarmaak en jy moet gaan. En Filippus tot op hede is gedryf gewees deur vervolging. Nou sy volgende beweging gedryf deur 'n engel wat met hom praat. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan. 'n Ontman die Ethiopiër, net soos Abraham, het Filippus onmiddellik gereageer, hy was gehoorsaam. 'n Ontman die Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Daar is 'n mond vol, Lukas, waarvan praat jy? Hy praat van 'n Ethiopiër, so 'n man uit Afrika, wat gewy was aan die koningin, daarom was hulle ontman gewees, om ook hulle toewyding te wys. Nou die Grieke het na hierdie mense, soos wat die Engels sou praat van die eunuchs, het na hulle verwys as halfmense, halfmanne, né? Maar sy toewyding was sigbaar gewees. Maar ons sien hy was 'n baie intelligente man, want hy het haar geldsake beheer. Nou die koningin van Ethiopië, sê net vir jou en my weer, 'n vermoënde vrou met hierdie man in haar diens. En tog kom hy na Jerusalem toe om te aanbid. So ergens is hy blootgestel aan die Joodse geloof. Ergens het hy tot geloof gekom in die God van Abraham, Isak en Jakob. Maar omdat hy 'n onmande man was, sou hy nooit volledig aanvaar kon word as deel van die Joodse geloofsgroep nie. Hy sou nooit kon deel wees nie, né? Hy kon nie deel in besnydenis nie. Hy kon nie deel in dit wat hulle as aanvaarbaar sou beskou in hulle tyd nie. En tog, sy begeerte om te aanbid, sy begeerte om op hierdie pelgrimstog te gaan, vanuit Ethiopië na Jerusalem. En dan sê Lukas vir ons, hy was nou op pad terug, en hy het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Hierdie is baie belangrik, want dit sê, hy het gegaan om te aanbid, hy was by die tempel, hy is terug met 'n teks. So om hierdie teks te kon bekom, moes hy baie geld spandeer, want dit was baie skaars gewees. Maar die feit dat hy kon lees, sê weer vir ons hoe intelligent hy was. So 'n man wat geldsake kon beheer, wat tot die geloof gekom het, wat gelos is deur die koningin om op sy reis te kon gaan, sy pelgrimstog.
en nou het hy teks in die hande, en nou kan hy lees. So, hy is ook intellektueel genoeg geskoold om te kan lees, en dan veral om die Hebreëus te kan lees. So hy lees uit Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. So Filippus hoor eers te gaan na 'n pad toe. Dit is 'n eerste beweging wat van hom gehoorsaamheid vra. En soos wat hy gehoorsaam is, so word God se leiding al hoe meer spesifiek. En nou hier op daai pad, op daai plek, is daar 'n wa. En nou sê die Gees dit vir hom, sien jy? Gedring deur vervolging, gedring deur die engel, gedring deur die Gees. Dit word al hoe meer persoonlik, dit kom al hoe meer nader aan Filippus se lewe, en hy moet na die wa toe gaan. En hoe doen hy dit? En Filippus het daarheen gehardloop. Nou as jy ooit die voorreg gehad het om Forrest Gump te kon kyk, so jy kan onthou, hy het altyd gesê, run Forrest run, nee, want sy ma het dit vir hom gesê. Wel in hierdie geval lyk dit vir my is dit baie duidelik. Run Philip run, jy moet gaan. En hy hardloop na die wa toe. Ag, ek hoop jy lag ook nou lekker, soos ek hier binne in my. Hy het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hier's 'n paar baie belangrike dinge vir jou en my. Filippus was naby, nie ver nie. Filippus was beskikbaar, hy was gehoorsaam. Filippus het geluister. So die eerste tree, die eerste fases van jou en my in die proses van sending, in die proses van uitreik, sê ons moet naby wees, toeganklik. Ons moet beskikbaar wees. 1 Petrus 3 sê ons moet gereed wees om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in ons leef as iemand van ons 'n verduideliking sou eis. En ons moet luister na waar mense is. So, sy, weet al hierdie sensore hier binne in hom, is aan die werk. Hy sien, hy luister, en dan gaan hy praat. Hy het gehoor wat die man lees. En hy vra toe vir hom, verstaan nie wat hy lees. Hierdie gesprek begin met 'n vraag, en die vraag gaan oor insig. So hoewel hierdie man die vermoë gehad het om die teks te kon lees, is die vraag natuurlik, besef jy wat jy lees? Die Ethiopiër antwoord, hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitleen nie? Sjoe, hoe hartseer is dit? Hierdie man kom van die tempel af, die plek waar hulle die storie van God kan vertel. Hy het 'n teks, en daar is niemand om dit vir hom uit te leen nie. Ja, hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Hier's die eerste beweging van nabyheid wat gaan lei tot die vernuwing van hierdie man se lewe wat ons sien. En dit is hy nooi hierdie onbekende vreemdeling om deel te wees van sy storie. Kom sit by my. Die waagmoed wat dit van hom sou vra op hierdie stil pad is verstaan, dis verstommend. En nou nooi hy Filippus in. So wag vir die uitnodiging, sou mens kon sê. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. En wie sal van sy nageslag vertel, sy lewe op aarde word beëindig. Hierdie is 'n kort stukkie uit 'n langer teks uit Jesaja 53. Eintlik 'n teks wat begin hier by hoofstuk 52 en al die pad deurgaan tot op hierdie baie spesifieke 53 vers 12. As jy dit sou gaan lees in die Ou Testament, gaan lees gerus vanaf hoofstuk 52 vers 13, al die pad tot hier by 53 12. En in een van die Joodse parafrases, die Targum, is daar 'n beskrywing van hierdie persoon oor wie daar geskryf word as die Messias wat sou kom. En die belangrike vir jou en my in die lees hier van hierdie teks is om te onthou, hierdie is nie 'n teks wat in die sinagoges geleer word nie. Sien, ek het eendag met 'n messiaanse Jood gepraat wat vertel dat toe hy in die sinagoge groot geword het, is daar bepaalde tekste elke week gelees. En toe het hy deel geword van 'n vriendekring waar daar 'n meisie was wat 'n Christen was. En sy het hom kerk toe genooi. En toe sê hy vir homself wat hy op 'n Saterdag by die sinagoge beleef en wat hy op 'n Sondag beleef saam met haar is wêrelde uitmekaar uit. Want by die sinagoge beleef hy dooie tradisie, by haar beleef hy 'n beweging van Jesus se mense wat opgewonde is.
En hy het veral daarop gelet dat Jesaja 53 nooit in die sinagoge gedeel word nie. Hoekom nie? Want dit dui op die lydende Messias. Het jy geweet dat van die meer as 80 aanhalings uit Jesaja uit in die Nuwe Testament, is by verre 'n oorgrote meerderheid daarvan uit Jesaja 53. Want Jesaja 53 beskryf die lydende knegg. En so vra die amptenaar vir Filippus, sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? En so beskryf Augustinus dit, hy sê, it's not a prophecy, it's the gospel. En daarom sê Filippus vers 35 vir hom, lees ons sê Lukas, Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Hier help dit jou en my net weer. Hoe lees ons die Ou Testament? Deur die bril, deur die lens van die Nuwe Testament. Sien, die Nuwe Testament gee vir jou en my perspektief op die Ou Testament, wat dit verhelder en verruim, en vir ons help om dit rarig te begryp. Dit gee vir ons die volle boodskap, want dit alles dui op Christus. Gaan kyk dit weer, Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die Nuwe Testament help ons, en Filippus help hierdie Ethiopiër om te sien, hoe vanuit Jesaja 53 alles heenwys na Christus toe. Onderweg kom hulle toe by water aan, en die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Kyk hoe vinnig beweeg ons van evangelie van Christus na doop toe. Wel, dis net soos die voorafgaande. Want sien, dis die beweging van Jesus se mense. Bekeer julle en laat julle doop. Kom word deel. Hierdie eerste generasie gelowiges, wat die goeie nuus hoor en dadelik deel word. Hulle verstaan nog nie eers die doop nie. Dis eers later dat Paulus in Romeine 6 die dieper betekenis van die doop, die teologie as jy wil van die doop, sou neersit. Op hierdie oomblik gebeur iets in sy lewe, en dan vir die res van sy lewe kan hy ontdek wat met hom gebeur het. Hy word 'n nuwe mens, en dan word hy al hoe meer wat hy reeds is, want dis wat in die doop gebeur. Nie 'n volledige doopkursus, teologie, of wat ook al was nodig vir hom nie. Hy het tot geloof gekom. En dan sou hy ontdek, en leer, en besef, en sou dit ontwikkel tot op die tyd wat Paulus sê, nou kom ek sê vir julle hoe mooi dit is dit wat met jou gebeur het. Daar in Romeine 6. Onderweg kom hulle by water, en nou sê hy vir hom, wat verhinder my? Sien, hierdie ontemande Ethiopiër het soveel hekkies al gehad waaroor hy moes kom, om tot op hierdie plek te kom. Dink net mooi, sy fisiese manlikheid, né? Sy plek in Afrika, sy tot geloof kom, maar nie deel wees nie. Sy reis na die tempel toe, en die kry van 'n teks maar nie verstaan nie. Hoeveel hekkies was daar nie vir hom, in sy honger, en sy soeke na God, wat hy moes oorbrug nie, en nou sy vraag, wat verhinder my? Ag, dit herinner my sommer net aan Jesus se woorde, nê. Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Wel, run Philip, run, want niks moet hierdie man verhinder om by my uit te kom nie. Toe het hy die wa laat stilhou, en wat was daar naby hom gewees? En onthou, hierdie pad was die laaste plek gewees waar jy water kon kry, voordat jy die pad van die woestyn sou deurgaan op pad na Ethiopië toe. Filippus en die hoofdienaar het albei in die water ingegaan, en Filippus het hom gedoop. Onthou, net soos die Samaritane gedoop was, so is dit nou hierdie ontemande man uit Afrika, wat deel word van die Jesus-beweging. Hy word deel, en hier word nie 'n onderskeid gemaak tussen die Heilige Gees se oor hom kom en die nuwe lewe nie. Hier is dit een gebeurtenis, geloof, doop, alles daar. En Filippus het hom gedoop. Filippus, die beskikbare dienaar van God. Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Sien, Filippus is eers gedryf deur vervolging, gelei deur die engel, gestuur deur die Gees, nou geneem deur die Gees. Hoe meer intens was sy pad nie. En die Gees het hom weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie, en hy het sy reis met blydskap voortgesit. Wat is die noodsaaklike byproduk, die noodsaaklike gevolg van 'n nuwe lewe in Christus? Blydskap. Sien dit weer. Gaan lees bietjie die Filippense brief. Sien hoeveel keer sien ons van blydskap. Blydskap is 'n noodsaaklike gevolg van 'n nuwe lewe in Christus. En hierdie amptenaar is nou die eerste sendeling op pad na Afrika toe. Hy gaan daar aankom en hy gaan die evangelie kan deel, want hy het dit gehoor en hy het insig en hy kan dit deel. Hy's bemagtig en hy's gestuur. Eerste sendeling na Afrika. Kom
vanuit 'n gesprek met Filippus op die pad na Gaza toe. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan tot in Caesarea, waar hy gekom het en het oral die evangelie verkondig. Filippus het aangehou om te vertel. En daar in Hierapolis, by die graf van Filippus, luister ek na Stefan Joubert se aangrypende deel van Filippus se storie. Ons sien daar was volgens oorleweringe 'n beeld, en as ek dit nou mooi reg het, was dit van keiser Domitianus by die hek van Domitianus. Daar waar Domitianus erken was en aanbid was as Dominus et Deus. Sien, die keisers was vereer en as gode was hulle aanbid. En Filippus het by die hek ingestap en daar's vir hom gesê, erken Domitianus as God. En hy wou nie. En Filippus is doodgemaak. Filippus het erken dat Jesus die Here is. Hy het gebly daarby. Hy het niks anders vertel nie. En daar in die Hierapolis, daar hoog teen die koppie, is 'n graf wat kom sê die lig skyn hier in die Hierapolis, hier in hierdie vallei, oor die belydenis dat Christus die Here is. Dit was toe nie Domitianus nie. Dit sou dit nooit kon wees nie. Want in die naam van Christus is daar redding, is daar lewe. Daarom is hy die Here, daarom is hy die koning, daarom is hy die vors, en hy is die een wat weer kom. Wat 'n verskriklike mooi teks is hierdie nie. As jy ergens gebed nodig het, in jou eie reis, stuur asseblief ons 'n e-pos na gebed@ksm.co.za. As jy ergens 'n gebed van oorgawe wil saam met iemand bid, stuur vir ons daai selfde e-pos. Ons wil graag met jou kontak maak. Ons wil graag met jou deel oor hierdie goeie nuus. Hierdie goeie nuus van Jesus die Here. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Dankie vir hierdie oomblik. U is die Here en daar's niemand soos U nie. U is aan die beweeg. So jammer Here dat ons deur die geskiedenis heen tekste soos hierdie gevat het en in plaas van om die beweging van die Gees te vier, plaas van om die beweging van die evangelie te vier, het ons dit gemaak oor gesprekke oor die doop en oor die Gees en het ons verwarring gebring. Here, dankie dat U ons terugroep na, soos wat Forrest Gump gesê het, run Forrest run, back to basics, dat dit sal wees, run faithful run, hardloop gelowiges hardloop, gaan na die mense toe na wie ek julle stuur en gaan vertel vir hulle die goeie nuus, sodat ons kan aansluit by hulle, sodat ons gereed kan wees om die hoop wat in ons leef te verduidelik as iemand daarvan vir ons 'n vraag het, sodat ons kan deel in dit waarmee U besig is. Dankie hiervoor, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi gehoorsame dag en dat jy sal beleef dat die Here ook vir jou stuur. Luister net mooi.